wat lewe gee, en na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. So sê die Here, ons besef die groot voorreg om as gelowiges saam bijeen te kan wees, om te kan aanbid. Here, om te kan sing en ons lied as 'n lofoffer aan U te bring. Here, om ook nou stil te word met die wete dat U spreek. Here, ons gebed is nie waar ons vra dat U teenwoordig word nie, want ons weet, U is dit reeds. U is die alomteenwoordige, U is reeds in ons midde. Help ons, Here, dat ons teenwoordig sal raak. Teenwoordig, Here, waar ons gedagtes dalk dwaal in 'n week wat was, of dinge wat kom, of bekommernisse, Here, wat maak dat ons nie ten volle hier is nie. Help ons, Here, om teenwoordig te bly, waar U deur die Gees ook tot ons elkeen se harte spreek. Dankie, Here, vir die tafel hiervoor, dat ons kan aansit en deel. Dankie, Here, vir die keur van die seëning, vir die goedheid, mildelik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, Psalmbundel, Psalm 34, lees ons die hele hoofstuk saam. Psalm 34, sal jy vind in die 83 vertaling, is op bladsy 592 van die Ou Testament. Die opskrif daar is, die Here is naby. Psalm 34, lied van Dawid, hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek, die het hom weggejaag en hy het pad gegee. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom, straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagtings nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. Selfs leeu's ly gebrek en kry honger. Maar die wat die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat, sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede, jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudheid. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad van die goddelose bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie.
Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, Psalm 34, kom eintlik, mens sou dit dalk nie sê nie, maar dit kom eintlik uit 'n besondere donker plek in Dawid se lewe, 'n vernederende tyd in sy lewe. Die agtergrondkonteks van Psalm 34 is die van 1 Samuel 21 vers 10 tot 14. En dit is vir ons belangrik, en ek wil vra dat iemand by die huis die gedeelte voor dit, want dan die hele oploop, en dan die gedeelte self, 1 Samuel 21 vers 10 tot 41, maar dan sal ook 'n hele gedeelte daarna as agtergrond, gaan lees dit gerus op jou eie tyd. Hierdie Psalm praat van daardie gebeure in 1 Samuel 21. Nou dit was die tyd toe Dawid gevlug het voor koning Saul, toe koning Saul nog daardie stadium koning was, en Dawid, nog nie koning nie, Saul wou hom doodmaak. Op 'n stadium was die lof van Dawid besing. Dawid, die man wat dan die Filistyne as ware verslaan het. Hy is die enigste wat kans gesien het om teen Goliat te staan, gewen, en daarmee saam ook dan nou die oorlog gewen. So Dawid se lof word besing. Maar nou bevind hy homself inteendeel as 'n persoon wat moet vlug. Vlugteling wat rondswerf. En daar waar hy gaan, is oral gevaar. Daar is oral onsekerheid. Tussen sy eie mense is hy nie tuis nie, want die koning soek sy bloed. En hy vlug. En dan die ironie van waar hy vlug, dit lees ons in 1 Samuel 21, is hy gaan vlug na sy vyande. Dit wys vir jou, so ontuis tussen sy eie mense, ek moet nou my tuiste, my veiligheid gaan ek nou maar moet gaan vind by die Filistyne. By dieselfde mense wat ek vroeër verslaan het. Goliat. Trouwens, dit is na die stad waar Goliat groot geword het, in die stad se naam is Gat. Daar gaan vlug hy heen. Die koning oor daardie gebied is koning Akis. Koning Akis hoor van hierdie Dawid. Hy hoor van hierdie persoon wat geen heenkome het nie. Hy moet maar vlug terug na sy vyande toe. Baie simbolies na die stad van die groot reus wat hy verslaan het. En die dienaars van koning Akis sien raak, hierdie is Dawid. Hier is die man wat Goliat verslaan het. Hierdie is 'n potensiële bedreiging, polities gesproke. Want hulle onthou die tyd toe daar gesing is, toe Israel se vroue gesing het, en dit word so mooi liries weergegee. Ja, Saul het duisende verslaan, Dawid 10.000. Hulle vertel dit vir koning Akis. Jy kan jouself indink, as jy daardie koning was, en hier kom die persoon voor jou, sal jy hom van kant wil maak. Want hy is dalk nie nou koning nie, maar hy kan koning word. Vir welke rede hy ook nou al vlug. Dawid sien hulle herken hom. En hy raak bang. So bang dat hy waansinnig nie raak nie, so sê hy gee voor dat hy waansinnig is. Aan Dawid se kant is dit goeie reaksie eintlik gewees, want op daardie manier, soos hy homself waansinnig dan nou optree, sien hierdie koning eintlik geen bedreiging in hom. Ons lees dit eintlik baie duidelik. So op die man af sê die teks in 1 Samuel 21, Dawid gee voor of hy mal is. Ons lees dit net so, staan dat hy aan die deure begin krap het, daar in die hof van koning Akis. Hy laat die spoeg oor sy baard loop, soos dit dan nou seker deel van die waansinnigheid sal wees.
op soos iemand wat sy verstand verloor het. En die koning kyk na hierdie persoon en hy sien dis iemand wat nie by sy positiewe is. Maar is verseker nie iemand wat 'n bedreiging vir my inhou nie, moes hy gedink het. En daarom dat ons kan sê, Dawid se reaksie is eintlik baie effektief. Hy was nie waansinnig nie, hy het gemaak asof hy so is. En die koning raak op 'n stadium moeg vir Dawid, vir hierdie spektakel voor hom, en hy jaag hom weg. Dawid se lewe, moet ons raak lees, word dan in die proses gespaar. Dit teenoor dat hy 'n baie ander lot sou gehad het. Geliefdes, en hoe vreemd hierdie gedeelte ook al vir ons mag klink, dat dit gebeur het, dat dit in die Bybelteks neergeskryf is, uit hierdie vreemde ervaring, uit hierdie vreemde noue ontkoming, lees ons die geboorte van Psalm 34. Maar is opvallend. Dawid in hierdie Psalm steek nie vas by sy vernedering nie. Vernedering om te moet vlug. Vernedering en die vrees, jou eie mense wil jou nie eers hê nie, want die koning soek jou bloed. Die vernedering dat ek moet teruggaan vir veiligheid by my groot vyand. Die groot reus wat ek verslaan het, ek gaan juist na sy stad toe. Maar verder ook, geliefdes, fokus hy nie op sy eie plan wat hy gemaak het. Hoe ook al ons hierdie plan dan nou sou ontleed, baie effektief as sy plan wel gewees. Maar dit is opvallend dat Dawid nie enigstens hier vermeld noodwendig, ek moes so en so optree, asof dit van my eie slimheid is. Psalm 34 is 'n eenvoudige getuienis van God se sorg, dat die Here werklik red. Daarop begin hy met hierdie woorde, ek wil die Here altyd loof, sy lof sal altyd op my lippe wees. Dit is merkwaardige woorde, geliefdes, veral as ons in ag neem, die trauma waardeur Dawid is. Dat hy sê, die Here red my. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Hy beskryf dit in 'n besondere slegte tyd in sy lewe, dit moet ons raak sien. Dis 'n belydenis van, ek besing nie alleen die lof van die Here wanneer dit beter gaan nie. Maar juis in hierdie slegste oomblik van my lewe sal ek die Here loof, altyd loof, is sy woorde in hierdie opsig. En daarin, geliefdes, sien ons 'n groot waarheid vir ons eie lewe, waarheid van die geloof. Dit word nie net sigbaar wanneer die son skyn, wanneer dit net goed gaan dat ons die lof van die Here besing nie. Ook in donker tye, in die mens se donkerste tye, soos ons lees in Psalm 34, altyd die lof van die Here besing. In vrees en verwarring en swakheid. En Dawid bely verder ook, dis nie net gewoon dat ek die Here loof, maar ek weet die Here hoor my lof wat ek ombring. Hy hoor my hulpgeroep daarmee saam. Ek het die Here gesoek, lees ons, en hy het my geantwoord, my van alle vrees bevry. Liefdes, dis geen voorspoedsteologie wat sê, dit gaan nou net verder beter met hom gaan, want ja, hy het ons nou die Here aangeroep en nou sal dit net son skyn en goed gaan. Ons weet uit dieselfde gedeelte as die historiese agtergrond, vir nog lank sou koning Saul sy lewe soek. Vir nog lank sal dit besonder sleg met Dawid gaan. Vir lank nog sal dit sy lewe wees. Maar hy bely ten tye van sy uitdagings besondere waarheid. Die Here is naby. Daarom nooi hy ander mense saam met hom uit. Die woorde, maak saam met my die Here groot. Laat ons saam sy naam verheerlik. Geliefdes, ek dink veral vir ons dag en tyd, moet ons
mooi na hierdie woorde let. Dawid beleef die nabyheid van God so intens. Jy kan hoor, dit spreek van persoonlike verhouding met God. Maar dit stop nie daar. Dis hierdie oop uitnodiging, ander moet ook met my daarin deel. As gemeenskap van gelowiges deel hulle saam daarmee. Geliefdes, ons lewe in 'n dag en tyd, veral in ons Christelike kring. En luister net mooi hoe mense vra. Waar die samekoms van gelowiges, dit wat ons hier doen, dat dit gering geskat word. Dat gelowiges sê, nee, ek doen dit maar op my eie. Geloof, ja, dit is iets persoonlik. Maar ons kan nie tot daai individualistiese terme verskraal dat dit net ek en my verhouding voor die Here is. Baie selfgesentreerd. Die geloof gaan ten diepste oor die deel daarvan. Soos Dawid wat ander moet nooi. Ek beleef die Here is naby, volk van God om deel met my hierdie waarheid. En daarom op die tafel. Dis nie dat ieder en elk alleen by die huis gaan nagmaal gebruik nie. Dis aan tafel. Dis aangee. Dis ontvang. Dis aan tafel. In gemeenskap. Aanvaarding. Ons lees verder in Psalm 34 vers 7 sê hy, ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het my gehoor. Geliefdes, die oorspronklike teks wat liewer lees, Hebreëus sê dit, ek sou graag dat die Afrikaans dit beter vertaal, hy sê eintlik hierdie ellendige, in plaas van ek is een van die ellendiges. Sê die oorspronklike teks, hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor. In woorde, hy praat eerlik van en oor homself. Hy noem pertinent wie en wat hy is. Here, hierdie ellendige. Dis nou die einste Dawid wat ons later sal leer ken as die magtige koning Dawid. Die einste Dawid wat ons later sal leer, 'n man na in die hart van God. Here, hierdie ellendige. Jy is een van die kenmerke, geliefdes, van ware geloof. Is ook om te weet wie ons is. Om te weet wie God is. Om te weet wie ons is. Hierdie ellendige. Dis iets aan ons menswees, ons probeer sterk wees. Ons probeer in die lewe beheer. Ons maak asof ons die lewe onder beheer het. En ons wil dit dalk vir ander ook wys. Ons sit vanoggend hier met baie skanse. Dalk met baie voorgee. Die Here sien. Ons besef ons is mens en die ander een wat saam met my in die banke sit is ook mens. Met ons vrees, met ons kommer, met ons ek weet nie, Here. Lees ons dit juis in hierdie woorde, die Here is naby die gebrokenes van hart. Hy verlos die mense wat verslae is. Verslae, die woorde. Die beskouing dat die Here juis naby aan daardie mense is wat dit nie reg kry. Aan daardie mense wat weet, Here, ek het U nodig. Dawid het dit self beleef, geliefdes. Daar in sy laagste oomblik voor koning Akis, sy vyand. Hy staan nie daar as triomfantelike held van Israel. Here, hierdie ellendige, 'n bang man op vlug. En hy beskryf, hy sê wie hy is, waardeur hy gaan. Maar tog sê, dit bepaal ook nie my identiteit. Ons lees die Here is naby. Geliefdes, en hy beleef God se nabyheid juis en dit dra 'n groot tema ook in die hoofstuk. Psalm 34 vers 9 lees ons dit veral
aanhaal, die goedheid van God. In die woorde, ondervind en sien self dat die Here goed is. Lees ons, goed met alle mense wat oor hom skou. Weereens, eintlik, letterlik staan daar, smaak en sien dat die Here goed is. Vers 9 lees, ondervind en sien dat die Here goed is. Beter woordkeuse, die ouer vertaling, smaak. Ondervind kan iets, ons kan steeds ondervind, maar is verder van die lyf af. Smaak is iets baie persoonlik, is baie naby. En dit onderstreep die teologiese intensie, geliefdes, van die naby van God juis in hierdie woordkeuse. Maar dit sê ook iets van ons tafel. Smaak. Proe. Sien. Beleef, maak jou eie dat die Here goed is. Dawid praat nie van vermoëns. Hy praat nie van 'n kopkennis alleen van God, waar ons die godheid alleen teoreties besin. Hy praat van beleef. Geloof wat beleef word. Geloof wat smaak, voel. Geloof as 'n hart en 'n handsaak ook. Dit is presies waarvoor ons nagmaal ook gebruik. Ons smaak, ons beleef, dis hierdie hartsaak, maar weer eens, voor mens dalk dink, dis my gevoel. Is dit nie hierdie individuele terme alleen nie. Dis ook 'n handsaak. Dis nie net 'n hartsaak aan die ander kant. Dis staan op van die tafel, van die geestelike brood wat jy ontvang, en gaan leef dit uit. Wees verander tot geestelike voedsel. Maar ook, gee fisiese brood. Help, ondersteun, waar jy kan. Let veral op die tweede deel van die vers. Het gaan goed met die mens, wat by hom skuil. Geliefdes, ek dink dis die kern van die psalm, 'n redelike lang psalm, om saam te vat. Goed met die mens wat by die Here skuil. Nie in die mens wat in homself wil skuil. Nie die mens wat probeer my eie lewe beheer, of dink ek kan dit doen. Mense wat weet, ek kan alleen by die Here skuil. Dawid weet waarvan hy praat. Hy weet van menslike broosheid. Hy weet van een oomblik is ek held en volgende oomblik op vlug. Hy weet alles waarop die mens sogenaamd vertrou, wat dit ook al mag wees, sukses, posisie, krag, vermoë, so kan ons aangaan. Al die menseienskappe wat ons ook maar aan vashou, dat dit in 'n oogwink verander. Maar hy bely steeds die Here bly getrou. Nie op mense vertrou. Psalm 146 vers 3, soos mens later dit sal lees, sê dit reg. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Ons wil te veel vertrou op wat die mens kan. Daarom sê Dawid selfs in Psalm 34 vers 19, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit, almal. Weereens gee die oorspronklike teks 'n beter vertaling, die 2020 vertaling doen dit baie goed. Jy lees, 'n regverdige ervaar baie teëspoed. Dit teenoor al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref. Dit beskou meer, dit kan gebeur, dis nie noodwendig nie. Sê die oorspronklike teks eintlik ietsie meer van 'n gegewe, van 'n verwagting. Die regverdige ervaar baie teëspoed. Dis lynreg teenoorgestelde as mens sou sê, regverdige, dit gaan nou net goed gaan. Dis
voorspoedsteologie. As gelowige verwag teëspoed. Nie dat dit dalk kan gebeur nie, verwag dat dit gaan gebeur. Regverdige ervaar baie teëspoed. Dawid sê nie, ons bring dit vry nie. Hy sê, jy is baie moeilik. God se kinders, ons ken ook vrees. Ons ken ook hartseer. Ons ken ook teleurstelling en verlies. Ons ken ramp. In die afgelope tyd sou ons elkeen iets daarvan beleef het. Niemand word oorgesien of uitgesonder daarin nie. Dat dit net die onregverdige sogenaamd dan betref en die regverdige is nie. Die verskil lê nie soseer in die donkerte van die woord, maar juis in die Here se nabyheid. Die Here wat sy kinders dra, wat hulle hoor, wat hulle verlos, die Here met ons. Geliefdes, dan aan die einde van die Psalm hoor ons weer hierdie vaste sekerheid in die woorde. Die Here red die lewe van sy dienaars, die wat by hom skuil sal nie gestraf word nie. Ons kry die woorde eintlik vir ons dieper betekenis met die nagmaaltafel voor ons. Maar dit wat wys na Christus. Psalm 34 wat vooruitwys na Christus toe. God met ons, Immanuel. Die Here wat ons sonde op hom neem. En daarom kan ons by hom skuil. Ons lees in Psalm 34 vers 23. Einde. Ons sal nie gestraf word nie. Geliefdes, ons sal nie gestraf word nie omdat ons onskuldig is nie, maar omdat Christus ons straf gedra het. En dit is by die tafel van die Here wat vanoggend sê. En wanneer ons kom aansit by die tafel van die Here, kom ons presies met daardie selfde klemtone waarvan ons gehoor het. Ons sit dan aan die Here se tafel, nie omdat ons sterk genoeg is nie omdat ons as mense alles reg het en verstaan en die lewe kan klein kry. As mense wat weet ons het die Here se genade nodig. Soos Dawid wat afhanklik van die Here lewe. Die brood en die wyn wat ons herinner van God se genade. En dan is soos Dawid tereg sê, veral vir ons dan nou smaak en sien dat die Here goed is. Geliefdes, so word ons uitgenooi om te beleef, te ontvang, te ontdek hoe groot die Here se genade is. Ek kom sit dalk vandag aan met 'n swaar hart, dalk bekommernisse wat niemand anders sien nie of ander kwaliek nie kan indink nie. Maar dit vorm deel van ons menslike voorgee. Of dalk voel jy onwaardig om aan te sit, want Here, ek glo nie goed genoeg nie. Of ek het hierdie groot lewensvraag en is ek waardig? Geloof voel nie sterk genoeg nie. Geliefdes, hoor dan hierdie troostwoord uit Psalm 34. Die Here is naby die gebrokenes van hart. Die tafel is juis nie vir ons volmaakte mense. Want wie is volmaak? Die tafel is juis vir die wat weet. Here, ons kan maar net by U skryf. Vir mense wat weet, Here, U alleen is ons enigste hoop. En daarom mag ons vandag met dankbare hart aan die Here se tafel aansit. Nie omdat ons waardig is nie. Ons is nie. Maar omdat Christus waardig is, mag ons. En geliefdes, daarom kan ons saam met Dawid sê, ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal op my lippe wees. Daarom kan ons vandag met vrymoedigheid aan die tafel van die Here sit
sien dat die Here goed is. Amen. Geliefdes, kom ons sing in antwoord op die prediking, maar ook as gebed saam. Lied 212, daarvan strofe 1 tot 2. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot die versterking van ons geloof. Met die tekens van brood en wyn verseker Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God, maar ook met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit dat ons verlos is deur die dood en opstanding van Christus. Deur geloof in Jesus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By die maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God, daarom hoef ons nie vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom, die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges ook sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Wanneer ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late deur hierdie band van liefde versterk te word. Ons is bewus van ons eie sonde, ons het berou daaroor, omdat Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons op genade verseker. En wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, van sy sorg, van sy liefde. Ja, God versorg ons met hemelse en aardse brood, maar kom ons versorg uit dankbaarheid, ander ook so. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan ook die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.